Ek wil u uitnooi om saam met my uit die woord van die Here te lees, soos u sien, uit Efesiërs die 4de hoofstuk vanaf die 25ste versie. Efesiërs die 4de hoofstuk vanaf die 25ste vers. En ons gaan vra dat u almal staan uit respek en eerbied vir die Here in sy woord, terwyl ons die skriflesing doen. Efesiërs hoofstuk 4 vanaf vers 25. Ons bid net 'n oomblik saam voordat ons lees. Hemelse Vader, ons het nou die woord oop in ons hande en voor ons. Ons bid dat u met ons praat. Ons vra dat u Gees aan die woord kom, die woord van God lewend maak, die lippe van die prediker salf om te kan sê, so spreek die Here. Open ons harte en ons ore en ons verstand om te hoor, om te glo, om te verstaan wat u vir ons sê. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Efesiërs 4 vanaf vers 25. Daarom lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Word toornig en moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie, en gee aan die duiwel geen plek nie. Laat die een wat steel nie meer steel nie. Laat hom liewer arbeid deur met sy eie hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar, soos God ook in Christus julle vergewe het. Ons lees saam sover uit die woord van die Here. Baie dankie. U kan u sitplekke weer inneem. Nou, liewe vriende, geagte broeders en susters, ek wil graag vanaand met u praat, na aanleiding van 2 verse wat ons saam gelees het, en dit is Efesiërs 4 vers 26 en vers 31. En in daardie 2 verse lees ons, word toornig en moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie. En vers 31, alle woede en toorn en geskreeu moet van julle verwyder word. Ek praat vanaand met u soos vooraf aangekondig en geadverteer oor hierdie tema, hoe hanteer ek my humeur en my woedebuie? Ek praat vanaand met u oor 'n saak wat in 'n mindere of 'n meerdere mate ons almal raak. 'n Saak wat baie hartseer en baie pyn al in die verlede veroorsaak het. Ek lees van 'n man in die Verenigde State van Amerika in April maand 1994, het hy op 'n sekere snelweg gereis in Chicago, die Noordwes tolpad. En hy het met 'n bakkie gery en sy gesin was saam met hom in die voertuig. 'n babietjie, dogtertjie en dan nog ook 'n ander kind. En hy het nou, soos hulle daar doen, aan die regterkant van die pad gery op die snelweg, maar in die vinnigste baan van die snelweg, aan die heel regterkantste baan van die snelweg gereis. En daar het 'n man met 'n wit Cadillac van agteraf baie vinnig nader gekom. En hy het op hierdie man se agterste buffer as ware gery. En die man met die bakkie het so geïrriteerd geraak dat die ou nou hier agter op sy buffer ry, dat hy al stadiger en stadiger gery het. Die man in die Cadillac het weer so geïrriteerd geraak omdat hierdie man hier voor hom
nie kan pad gee nie, en nie vinniger kan ry nie. En so het hierdie woede al sterker geword in hulle. En skielik het die man met die Cadillac uitgeswenk, links verbygegaan, die verkeerde kant verbygegaan, en skerp voor hierdie bakkie ingeswaai, en toe op sy beurt weer die remme getrap, en baie stadiger gery, sodat die man in die bakkie moes remme trap, of hy stamp die Cadillac voor hom. Vir 'n geruime tyd het hierdie twee mekaar so uitgetart. En na ruk het die man met die Cadillac sy voet neergesit en weggejaag. Maar die man met die bakkie het ook sy voet neergesit en hom agterna gejaag. En uiteindelik het hy die Cadillac ingehaal. En hy het reg langs hierdie Cadillac begine ry. En allerhande woorde begine praat hier in sy voertuig met die man in die Cadillac. En die man in die Cadillac het weer van sy kant af allerhande goed teruggesê vir die man in die bakkie. En hulle het begin skreeu op mekaar, hulle meer op mekaar verloor. Hulle het allerhande tekens vir mekaar begin wys. En die man in die Cadillac het 'n pistool uitgepluk en hy het geskiet na die bakkie langs hom. En die koel het deur die bakkie gedring. En die babietjie wat in die bakkie gesit het, waarskynlik op die skoot van haar moeder getref. Onderkant die linkeroor het die koel ingegaan, en bokant die regteroor het die koel uit hierdie koppie uitgegaan. Die babietjie het wel bly lewe, maar hierdie baba dogtertjie het haar gesig in die een oog heeltemal verloor, en in die ander oog het sy net die helfte van normale sig gehad. Sy het die helfte van haar gehoor verloor. Maar sy het ook fisies gestremd gewees. En psigies gestremd gewees vir die res van haar lewe. Die man in die Cadillac het in die tronk beland. Maar die pa wat in die bakkie gery het een ding oorgehad wat hy vir die res van sy lewe met hom saamgedra het. Verwyte. Jy sien, Himeer bring verwyte. Vir die res van sy lewe moes hy sy dogtertjie sien, wat nie kon ontwikkel, normaal kon ontwikkel nie, wat nie kon sien, goed sien nie, wat nie kon hoor nie. 'n Himeer bring spyt. En in sommige gevalle verwyte, waar jy jouself verwyt, maar in die meeste gevalle is dit dan te laat. En hoeveel keer het ek en jy nie al jammer gewees oor die feit dat ons meer verloor het, dat ons een of ander woede uitbarsting gehad het, dat ons dinge gesê het wat ons eintlik nie bedoel nie, maar dinge wat net moet seermaak op hy oomblik. En agterna baie spyt gewees, en verskoning gevra en vergifnis gevra, om dit 'n ruk daarna maar net weer te doen, maar net weer jou meer te verloor, maar net weer kwaad te word, maar net weer in woede buie uit te bars. Dominee, is daar vir my raad oor my Himeer en oor my woedebuie? Ek wil graag met jou vanaand gaan na die woord van God, die onfeilbare woord van God. En ek wil dat ons raad kry uit die Bybel, 'n antwoord kry uit die Bybel op mense se Himeer en woedebuie. En ek wil graag onder hierdie tema vanaand met jou praat oor 3 gedagtes. Hoe hanteer ek my Himeer en my woedebuie? En die eerste is, alle woede en toorn is nie verkeerd of sondig nie. Tweedens, daar is 'n woede wat wel sonde is. En derdens, is daar 'n oplossing vir die woedeprobleem. Eerstens dan, alle woede en toorn is nie sondig nie.
En hierdie vers in Efesiërs 4 vers 26 impliseer dit. Let op, daar staan, word toornig en moenie sondig nie. Dit is dus moontlik dat jy toornig kan word sonder om te sondig. Daar is 'n toorn wat dus nie sondig is nie. Maar as jy mooi na hierdie vers kyk, Efesiërs 4 vers 26, dan lyk dit amper soos 'n bevel. Dit lyk amper soos 'n opdrag, want daar staan, word toornig, maar moenie sondig nie. Daar is 'n persepsie by mense dat alle woede en alle toorn in alle omstandighede verkeerd is en sondig is. Terwyl die Bybel sê, daar is 'n woede, daar is 'n toorn wat nie sondig is nie. Ja, woede en toorn is in die meeste gevalle 'n slegte, 'n destruktiewe, 'n sondige emosie, maar daar is 'n sekere toorn, 'n sekere woede wat nie sondig is nie, wat nie verkeerd is nie. Want ons lees van die Here Jesus Christus dat hy toornig geword het, toe hy by die tempel kom en hy sien dat daar handel gedryf word by die huis van God, wat 'n huis van gebed genoem moet word. In Johannes 2 vers 15 lees ons, en hy, dit is Jesus, het 'n sweep van touwtjies gemaak en almal uit die tempel uitgedryf, ook die skape en die beeste en die klein geld van die wisselaars het hy uitgegooi en hulle tafels omgekeer. En in daardie selfde hoofstuk vers 17 sê sy disippels, en sy disippels het onthou dat daar geskrywe is, die ywer vir u huis het my verteer. O ja, die Here Jesus het 'n passie gehad vir die huis van God, die tempel van God op aarde in Israel, in Jerusalem. Die plek waar die heilige Shekinah lig, die teenwoordigheid van God in die allerheiligste sigbaar verskyn het. Die gebou van God op aarde. En sommige mense het 'n kans gesien om besigheid te bedrywe by daardie plek. En die Here Jesus het kwaad geword vir hulle. Hy het 'n soort van 'n heilige toorn geopenbaar. Hy het 'n passie gehad vir die Here, vir die eer van God, vir die heiligheid van die tempel. En hy het fisiese sweep gevat. Kan jy jou indink dat die Here Jesus dit sou doen? En ingegaan en almal wat besig was met hierdie koop en verkopery om geld daar uit te maak, het hy met die sweep bygekom. Kan jy jou voorstel? En die geld wat daar sekerlik iewers in 'n blikkie was, het hy gevat en het op die grond uitgegooi. Kan jy jou voorstel dat Jesus dit doen? En hy toe die tafels begin omkeer, en al die beeste en die skape wat daar was, wat hulle gebruik het, wat hulle verkoop het aan die mense om offers in die tempel te gaan bring, het hy geslaan met die sweep, het hy uitgejaag. En hy het gesê, my huis moet 'n huis van gebed genoem word. En julle het dit 'n rowerspilonk gemaak. Daar was 'n heilige toorn by die Here Jesus. Die Here Jesus kon tog nie sonde doen nie. Die woord self sê dat Jesus het nooit gesondig nie. So daar was dus 'n toorn, 'n soort van 'n woede wat nie sondig was nie, wat nie verkeerd was nie. En ons lees ook dat God toornig is. Ja, jy lees dit in Psalm 7 vers 12 en daar staan, God is 'n regverdige regter en 'n God wat elke dag toornig is. Ek wonder wat maak die mense wat net verkondig dat Jesus liefde is, dat hy net liefde is, dat hy niks anders as liefde kan wees nie. Ek wonder wat maak hulle met hierdie vers in Psalm 7 vers 12. Daar is 'n God wat elke dag toornig is. En in die Nuwe Testament, Johannes 3 vers 36 staan, Jesus sê, hy wat in my glo, het die ewige lewe, maar wie die seun, hoofletter S, ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie. En dan staan die woorde daar, en die toorn van God bly op hom. Die toorn van God dit bly op hom. Elke mens wat nie saligmakend in Christus glo nie, elke mens wat die Here Jesus verwerp en hom nie aanneem nie, elke mens wat hardnekkig in sy sonde voortlewe en die Here uit sy lewe uithou, die Bybel sê, die toorn van God bly op hom. Daar is 'n God wat elke dag
toornig is. En God kan tog nie sonde doen nie. Daar is dus 'n toorn, 'n heilige toorn wat nie verkeerd is nie. En dan lees ons dat die Heilige Gees 'n sekere toorn kan opwek. En jy lees dit in 1 Samuel 11 vers 6. Die Gees, hoofletter G, die Heilige Gees, die Gees van God het oor Saul vaardig geword terwyl hy die woorde hoor en hy het baie kwaad geword. Die Gees van God wat in 'n mens 'n toorn opwek. Die Heilige Gees kan tog nie 'n sondige emosie opwek nie. Daar is 'n toorn en 'n woede wat nie verkeerd is nie, wat deugsaam is, wat nie destruktief is nie. Dis 'n soort heilige toorn, kan 'n mens dit noem. En 'n mens moet sê, die afwesigheid van hierdie toorn in kinders van die Here se lewe, dit is eintlik verkeerd. Dit is eintlik 'n sonde. As jy nie hierdie heilige toorn het nie, as jy nie hierdie heilige woede openbaar nie, dan is dit eintlik vir jou verkeerd. En is eintlik 'n heersende sonde onder die kerk van die Here Jesus en die weergeborenes, dat hierdie heilige toorn by hulle afwesig is. Afwesig is, sê ek. Die vraag ontstaan nou maar, hoe kan woede ooit deugsaam wees in watter vorm ook al? Het woede of toorn enige waarde? En die antwoord daarop is ja, beslis ja. En ons kan kyk na die voorbeeld van die Here Jesus Christus. Waar en wanneer het die Here Jesus toornig geword? En ons gaan na 3 verskillende optredes van die Here Jesus kyk. Na hierdie soort toorn wat nie verkeerd is nie. En wat eintlik by elke kind van God moet wees. En die eerste waar ons het opmerk was, toe daar kwaadwillig teenoor Jesus self opgetree is. Toe mense die Here Jesus self kwaad aangedoen het. Hoe het hy gereageer? Ek lees dit vir jou in die woord, 1 Petrus 2 vers 23. En onthou net dat Petrus was iemand wat baie naby aan Jesus geleef het. Hy het die Here Jesus gesien lewe. Hy het geweet en gesien hoe Jesus opgetree het en hy het dit geskrywe, 1 Petrus 2 vers 23, toe hy Jesus uitgeskel is, het hy nie terug uitgeskel nie. Toe hy gelei het met 'n lang ei, het hy nie gedreig nie. Ja, hulle het sy baard uitgepluk, hulle het in sy gesig gespuug, hulle het hom met die vuis in die gesig geslaan, met stokke geslaan, hulle het hom geskop. Daar staan, toe hy gelei het hy nie gedreig nie, maar het dit oorgegee aan hom, wat regverdig oordeel. Die profeet in Jesaja 53 vers 7 het gesê, hy is mishandel. Kyk hoe Jesus opgetree toe die kwaad hom persoonlik aangedoen is. Hy is mishandel, alhoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie. Soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Toe hulle hom kwaad aandoen, toe hulle hom fisiese pyn en leed aandoen, toe hulle hom sleg sê en beledig, het hy nie sy meer verloor nie. Hy het nie kwaad geword nie. Hy het nie homself verdedig nie. In Matteus 11 vers 29 het Jesus gesê, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. Hy is sagmoedig, hy is nederig van hart en hy sê as julle dit doen, en julle sal rus vind vir julle siele.
En vir al hierdie kwaaddoeners, hierdie moordenaars, hulle wat hom geslaan, geskop, gespuug het, hulle wat hom beledig het, hulle wat hom gekruisig het, en wat met hammers die spykers deur sy liggaam gedryf het in 'n kruishout. Wat het hy vir hulle gesê in Lukas hoofstuk 23 vers 34? Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die Here Jesus het nooit, maar nooit toornig geword of met woede gereageer wanneer hy persoonlik kwaad aangedoen is nie. Maar daar is 'n tweede optrede van die Here Jesus waarna ons moet kyk. Toe daar kwaadwillig teenoor ander mense opgetree is en Jesus dit gesien en gehoor het, hoe het die Here Jesus toe gereageer? En in die godsdiens van daardie tyd, die strengste party van die godsdiens, die Fariseërs, hulle het allerhande reëls gemaak en hulle wou hê die mense moet aan daardie reëls gehoorsaam wees, so asof hulle sê, as julle nie hierdie reëls doen nie, gaan julle die koninkryk van God nooit sien nie, julle gaan nooit in die hemel kom nie. En Jesus het vir hierdie Fariseërs gesê, jy kan dit lees in Matteus 23, slange, addergeslag, wit gepleisterde grafte. Van buite lyk julle mooi vir die mense, maar van binne is julle vol doodsbeendere. Matteus 23 vers 4, want julle bind pakke saam, wat swaar en moeilik is om te dra, en julle sit dit op die skouers van die mense, maar self wil julle dit nie dra, julle wil nie 'n vinger verroer om dit te dra nie, sê die Here Jesus. Matteus 23 vers 13, maar wee julle skrifgeleerdes en fariseërs geveinsdes, want julle sluit die koninkryk van die hemele toe voor die mense, en julle gaan self nie in nie, en die wat sou ingaan, laat julle nie toe om in te gaan nie. Dis asof hulle met hulle teologie, met al hulle moedseremonies, en met al hulle baie swaar reëls, die koninkryk van God toegesluit het. Niemand kon dit onderhou nie. Hulle het self nie dit kon onderhou nie. En daardeur het eintlik die koninkryk van God toegesluit. Hulle het nie die ware vrymakende evangelie en die pad na redding en verlossing kon aanwys nie. En Jesus sê in Matteus 23 vers 14, wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, geveinsdes, want julle eet die huise van die weduwees op, en julle doen vir die skynlang gebede, en daarom sal julle 'n swaarder oordeel ontvang. Hierdie skynheiligheid, hierdie valsheid, het die Here Jesus oor kwaad geword. Hierdie fariseërs wat die weduwees Kamensdag vertroos, en aan al hulle kos gaan opeet, en dan al hierdie vroom en skyn en lang gebede doen. Dit het die toorn van die Here Jesus laat ontvlam. Met wit, warm woorde van oordeel het hy oor hulle losgebreek. Kyk wat doen Jesus as ander mense kwaad aangedoen word. In Matteus 8 vers 16, verskom my anders om 18 vers 6, sê die Here Jesus, maar elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo, laat struikel. Dit is vir hom beter dat 'n meelsteen om sy nek gehang word en hy wegsink in die diepte van die see. Kan jy voorstel dat die Here Jesus sulke woorde uiter, waarin hy mense aanvat, slange, addergeslag, wit gepleisterde grafte. As iemand 'n kind laat struikel, is beter dat hy in die see verdrink. Kan jy jou voorstel? Hy het 'n woede gehad, 'n toorn, wanneer mense benadeel word. En derdens, toe die eer van God aangetas is. En ons het reeds gesien by die tempel, hoe het die Here Jesus daarop gereageer dat 'n huis van gebed 'n handelshuis gemaak word. Dat oneer aan die naam van die Here aangebring word. Johannes 2 vers 15. Hy het hierdie sweep gevat, hy het hulle uitgejaag.
wanneer die eer van God aangetast word, wanneer heilige dinge ontheilig word, het die Here Jesus hierdie heilige, en ek noem dit in hakkies, 'n geregverdigde toorn geopenbaar. En dit het hom tot aksie gedrywe. Hy het nie stil gebly nie. Hy het gereageer met toorn, maar 'n heilige toorn. Dit was 'n toorn waardeur hy nie gesondig het nie. En as ek en jy ons vergelyk met hierdie optredes, in daardie situasies, hoe tree ons op? Sê vir my, hoe tree ek en jy op wanneer die naam van God in ons teenwoordigheid belaster word? Hoe tree ons op wanneer mense die woord van God belaster en het afkraak en beledig en ons is in hulle teenwoordigheid? Hoe tree ons op wanneer mense die kerk van die Here Jesus, die bloedgewastes, die Nuwe Testamentiese kerk praat ek nou van, as hulle die kerk van die Here Jesus afkraak en dit afpraat? Die meeste van ons lippe is gesnoer. Ons bly koel soos 'n komkommer. Ons swyg soos die graf. En wanneer God onteer word in ons teenwoordigheid, dan is daar nie 'n sweempie van toorn by ons te vind nie. Wanneer laas het ek en jy vir die naam van God in die saak van die Here opgestaan en gepraat? Nee, maar dominee, ek wil eintlik nie betrokke raak nie. Jy verstaan, dominee. O wee. Maar laat iemand jou net persoonlik iets aandoen, dan moet jy sien. Nie hulle kan maar die naam van God oneer aandoen, hulle kan maar mense te nakom en ek sal stil bly. Anders as wat Jesus gedoen het. Maar as hulle net na my kant toe kom, as hulle my net beledig, as hulle my net met disrespek behandel, as hulle my nie erken nie, as hulle my ignoreer, dan styg die temperatuur in my. My bloeddruk word verhoog, my gesig word rooi, en ek bars uit soos 'n vulkaan. Wanneer dit na jou kant toe kom. Net die teenoorgestelde as wat die Here Jesus Christus opgetree het. Ek hoop jy sien dit. Ek hoop jy verstaan dat daar 'n geregverdigde toorn is, dat daar 'n soort van 'n heilige verontwaardigheid is, en dat dit by jou en my teenwoordig moet wees. Maar daar is 'n toorn wat wel sonde is. Daar is 'n woede wat 'n sondige en 'n verkeerde emosie en 'n daad is. En die vers, Efesiërs 2 vers 26, impliseer dit. Word toornig en moenie sondig nie. Dit is moontlik dat mense toornig kan word en daardeur kan sondig. En in die 31ste versie wat ons gelees het, staan daar, alle woede en toorn en geskreeu moet van julle verwyder word. En het kan lyk asof vers 26 en vers 31 in kontras met mekaar is. Die een vers sê, word toornig en moenie sondig nie. Die ander vers sê, alle toorn en alle woede moet van julle verwyder word. Alle geskreeu en lastering moet van julle verwyder word. Vriende, die verskil is, die punt is, daar is 'n sekere toorn wat nie sondig is nie. Maar dan is daar 'n toorn wat wel sondig is. Daar is 'n woede wat wel verkeerd is. En ek hoef nie vir julle te sê hoe dit lyk nie. Julle almal weet, hoe lyk daardie toorn en daardie woede, en wat later oorgaan in 'n geskreeu. Julle weet almal hoe dit lyk. 'n Mens kry dit oral in die samelewing.
Van kleins af. Daardie babietjie wat nie sy sin kry nie. Hy lê in skop en hy skree, hy word bloedrooi in die gesig. En van kleins af groei hierdie boompie van woede in hom, in haar. En dit hang net af, het iemand gesê, hoe jy daai boompie kos gee in jou groot word lewe. Op allerlei maniere kom dit tot uitbarsting. Padwoede het ons oor gepraat. Allerlei tekens wat ons vir mense wys. Allerlei woorde wat ons hulle toesnou. En daai emosie wat in my is. As hierdie goed op die pad gebeur wat ek nie van hou nie. Ons weet hoe lyk daai woede. Sommige word dit in die sin geopenbaar, gesinsgeweld. En daar is by party hierdie verbale marteling. Jy word so kwaad dat daar verbale geweld gebruik word. Jy sê daai vrou en jou eie vrou en kinders of jou man en jou kinders so sleg. Jy probeer hulle so seer maak as wat jy kan met jou woorde en met jou woede uitbarstings. Sommige lê, en ek praat van groot mense, gaan lê op die bed en skree in die kussing en skop en slaan met hulle vuiste. Ander slaan teen deure, teen mure. Sommige vat koppies en pierings en bekers en glase en borde en hulle gooi dit in die huis rond. Hulle gooi dit aan mekaar. Julle weet hoe lyk daai soort van woede. Harde woorde. Woorde wat jy eintlik nie bedoel nie. En waaroor jy later baie spyt is, word gebruik. Ja, daar is 'n woede wat sondig is. En hoor hier, jy kry dit nie net buite kan die kerk nie, jy kry dit ook binne in die kerk. Jy kry dit nie net by ongeredde mense nie, jy kry dit by mense wat sê hulle is gered en wat sê hulle is kinders van die Here. Ja, jy kry dit by van die dierbaarste mense wat jy waarskynlik ken. Jy kry dit by mense wat nooit sal drink nie, en hulle sal nooit steel nie, hulle sal nooit vloek nie, hulle sal ook nie egbreek pleeg nie, hulle sal nooit dobbel nie, want die Bybel sê dit is verkeerd, hulle sal nie lieg nie, hulle praat altyd die waarheid, maar iewers sal hulle gereelde woede uitbarstings hê. En hulle kry dit reg om hierdie woedeprobleem mooi te kamoufleer, om dit weg te steek. Dit word toegemaak met 'n baie mooi Christelike baadjie, godsdienstige baadjie. Hulle steek selfs hierdie woedebuie weg met diensbaarheid. Diensbaarheid in die werk van die Here. Dalk sal die mense by die kerk nooit bewus wees van jou woedeprobleem nie. Maar jou huismense, jou werksmense, sal daarvan bewus wees. En dit is 'n ernstige sonde. En ek wil hê jy moet kyk dat daar twee soorte reaksies is van woede. Dit is belangrik dat jy dit verstaan. Twee soorte reaksies. Woede word of geëksternaliseer of geïnternaliseer. Dit bars of uit buitekant toe. Woede uitbarsting soos 'n vulkaan wat uitblaas en uitbars. Of dit draai na binne toe. Woede draai binne toe soos 'n draaikolk in water. En is stil, maar daar's 'n geweldige krag wat hier onderlangs hier binne in woed. En alle woede val in een van hierdie twee kategorieë. Of dit bars uit soos 'n vulkaan. Of dit klap toe soos 'n skulp
een van hierdie twee reaksies. En ek wil vir jou vra, watter een van hierdie twee reaksies is daar in jou, wanneer dinge nie gebeur soos jy wil hê, dit moet gebeur nie. Wanneer jou regte aangetast word, wanneer jy as mens nie volgens jou regte hanteer en behandel word nie. Wanneer jy verkleineer word, hoe reageer jy? Bars jy uit soos 'n vulkaan, of klap jy toe soos 'n skulp? Dik mond, lippe wat 5 bar gepomp is. Stil, soos die graf, met hierdie geweldige woede hier binne. Wel, die Bybel sê, watter een van hierdie twee reaksies jy ook al het, is al twee verkeerd. Kom ek lees vir jou 'n paar verse. In Spreuke hoofstuk 29 vers 11 staan daar: 'n dwaas laat sy toorn uitvaar. En dis hierdie uitbarsreaksie. 'n dwaas laat sy toorn uitvaar soos 'n vulkaan. Spreuke 29 vers 22: 'n opvleende man verwek twis, 'n driftige man is ryk aan oortreding. Hierdie opvleende man, hierdie driftige mens, die uitbarsreaksie soos 'n vulkaan. Spreuke 25 vers 28: 'n afgebreekte stad sonder 'n muur, soos 'n man wat sy gees nie in toom hou nie. Kan jy jou die prentjie wat in hierdie teks is voorstel? 'n afgebreekte stad sonder 'n muur. Hierdie man het al alles om hom verwoes. Al sy verhoudings om hom verwoes. Die mense om hom verwoes. Homself verwoes. Soos 'n afgebreekte stad sonder 'n muur. Soos 'n man wat sy gees nie inhou nie. Die uitbarsreaksie. Maar die Bybel veroordeel ook daardie toeklapreaksie, daardie toorn wat na binnekant toe draai en binne woed, terwyl jy nog net hierdie styf gepompte wange en lippe het. Daar staan in die teks wat ons gelees het, Efesiërs 4 vers 26: laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie. Jy sien daai mense wat woede uitbarstings het. Hulle het hierdie geweldige emosionele ontlading. Hulle kom gou tot hulle sinne. Hulle is gou jammer, hulle is gou spyt. Maar daai man of vrou, wie se woede binnekant toe slaan en binnekant toe draai, hulle loop met daardie woede. Ja, hulle loop nie net 'n dag nie, en nie net 2 dae nie. Sommige het sommer 'n week van stil stype. Die woord sê, jy moet dit nie vir 'n dag lank eers hier binne hou nie. Jy moet dit regmaak. Dis verkeerd om stil stype te hê soos 'n blaasoppie. En so kwaad die hele dag te loop. Wil nie praat nie, wil niks sê nie. Albei hierdie reaksies, of dit die uitbarsreaksie is, of dit die inslaande reaksie na binne toe is, albei van die reaksies produseer hulle eie probleme. En ek wil graag die gevolge van woede met jou deel. Vriende, dis 'n ernstige ding waaroor ons praat. Spreuke 19 vers 19 sê, hy wat groot van woede is, sal die straf dra. Jy moet nie dink dat jou optrede van woede gaan jou vry laat kom nie. Jy gaan daarvoor die straf dra. Kyk, daar staan in die woord van die Here, dat ons dade sal op ons hoof neerkom. Baie van die misdaad en slegte gedrag by kinders word gekoppel aan woede-uitbarstings in die ouerhuis. En ek wil net hê, meneer, jy moet verstaan dat jou woede-uitbarstings in jou huis en voor jou kinders
gaan 'n effek hê op hulle. En hulle gaan later dalk misdadigers word. En dit begin alles by daai saad van woede wat jy gesaai het in die huis, mevrou. Baie van die misdadige en slegte gedrag by kinders word gekoppel aan die woede-uitbarstings in die ouerhuis. Woede produseer 'n neerslagtigheid, 'n ongelukkigheid en depressie. Sielkundiges het gesê, behind the sad and the bad is the mad. Dis eintlik wat daar agter sit. Hulle is kwaad. Sielkundiges beweer dat 90% van alle pasiënte wat hulle beraad probleme het wat 'n direkte gevolg is van 'n humeur en woede-uitbarstings. En hierdie suig ek net my duim nie. Ek haal dit uit die kundige se leesstof aan. 90% van alle pasiënte wat hulle beraad, sê beraders en sielkundiges, het probleme wat 'n direkte gevolg is van 'n humeur en woede-uitbarstings. Dokters het bevind dat daar miljoene mense vandag rondloop wat fisies en liggaamlik ly as gevolg van 'n onderdrukte vyhandigheid, as gevolg van 'n onderdrukte woede. Maar ek wil die gevolge van die uitbarsting reaksie met jou deel. Die gevolge van woede-uitbarsting, weer net die vers. Hy wat groot van woede is, sal die straf dra. Wat is daar die gevolge? Dis in jou verhoudingsprobleme, vir jou verhouding veral. Dit begin by die huwelik. As jy gereeld vir jou man of jou vrou kwaad word, en hierdie uitbarstings het, affekteer dit verseker daai verhouding tussen julle twee. Of jy dit nou wil glo of nie. Stadig maar seker is jy besig om hierdie wig in te dryf. Hierdie toegeneentheid tot mekaar verdwyn stadig maar seker. En so ook jou verhouding met jou kinders. Daar is verhale van kinders wat uit die huis uit weggeloop het. Wat sê, ek kan nie meer onder die woede-uitbarstings van my pa of my ma leef nie. En jou verhouding met daai kinders van jou, met daai familie van jou, word benadeel, en ook jou vriende. Die mense wat na by jou lewe kom, stelselmatig agter. Hier is 'n vuur in jou wat brand, en wat uitbars. En het affekteer jou verhouding met hulle. Jy het later al minder vriende. Mense wil nie graag meer by jou kom nie. Jou werkgewer, jou werknemer verhouding. Daar is mense wat hulle werk al bedank het, as gevolg van 'n werkgewer wat nie sy meer kon hanteer nie. En dan is daar ook werknemers wat geloop het. Hulle het hulle werk verloor omdat hulle woede-uitbarstings gehad. Dit begin uiteindelik jou hele lewe affekteer. En selfs gemeentes word geaffekteer. Vriende, daar is geleenthede waar mense nou saamwerk. En waar die een dinge doen wat die ander nie van hou nie. En as jy 'n woedeprobleme, dan kom dit uit. Dit kom uit in kerklike kommissies. In klein groepies waar daar saamgewerk word. In kerkraadsvergaderings. Ek weet van kerkraadsvergaderings waar die mure so opgevlam het dat die werk van God in daardie kerkraad en gemeente skade gelei. En dan moet ek dadelik sê, anders kry julle nou verkeerde gedagtes, dat dit nie die kerkraad is waarop ek tans dien met hierdie manne nie. Ons het nog by een van hierdie vergaderings waarop ek 7 jaar dien in hierdie gemeente, nie een woede-uitbarsting gehad nie. Ek dank God vir hierdie manne. Maar ja, daar's gemeentes wat skade ly as gevolg hiervan. Daar is selfs volkere wat hierdeur skade ly,
wanneer konings, wanneer presidente, wanneer leiers hulle humeur beginne verloor en oorlog verklaar. En jong mense se lewens word in oorloë verloor. Verskriklike probleme as gevolg hiervan. Dis nou die uitbarsreaksie. Maar daar is ook die ander reaksie, die toeklapreaksie van woede. Dit het ook 'n gevolg, vriende. Ek lees weer die vers vir jou. Hy wat groot van woede is, sal die straf dra. Jy gaan self ly onder hierdie toeklap woede reaksie. Wat is hierdie reaksie? Die nadelige gevolge op jou liggaam veral. En terwyl die mense wat die uitbarsreaksie verhoudingsprobleme ontwikkel, het die mense wat die toeklapreaksie het hulle hierdie probleme in hulle eie liggaam. Iemand het eendag gesê, jou liggaam vergewe jou nie vir die oortredinge wat jy teen hom begaan nie. Let op, jou liggaam gaan jou nie vergewe nie vir dit wat jy verkeerd doen. En nou wil ek dadelik sê wat ek nou hier op die skerm gaan gooi, word aangehaal uit die boeke van verskeie geleerdes. Die reaksie van hierdie toeslaan woede, hierdie draaikolk na binne toe toeslaan woede. Dit is 'n gevolg van artritis, hoë bloeddruk, swere, absesse, kanker, asma, depressie. Ja, nou moet ek daarby sê, nie almal wat depressie en kanker en swere en absesse en bloeddruk het en artritis het gewoonlik, nie almal van hulle het noodwendig woedeprobleem nie. So ons moet nou nie almal wat hierdie probleem het onder die kam skeer dat hulle 'n woedeprobleem het nie. Maar baie van die mense wat wel hierdie probleem het, een van die oorsake is 'n woedeprobleem wat na binne toe slaan en dan allerlei siektes in die liggaam tevore kom. Depressie. Talle mense wat depressie het, herberg 'n onvergewensgesindheid in hulle binneste. Hulle dra 'n aksie of 'n wrok. Hulle is kwaad vir iemand en hulle wil nie vergewe nie. Die gevolg is, jy sal die straf daarvan dra. Jy sal die straf daarvan dra. Depressie op sy beurt produseer verveligheid, lusteloosheid, belangeloosheid. Kyk 'n bietjie, vriende. Hy wat groot van woede is, sal die straf dra. Ek lees 'n verhaal van Dr. Redford Williams. Hy vertel hierdie verhaal van, of hy sê hierdie woorde van woede maak dood. Hoe meer woede mense openbaar, hoe gouer sterf hulle. En daar is al sulke verhale, dat mense terwyl hulle hierdie geweldige woede emosie gehad het, onmiddellik gesterf het. Woede verkort jou lewe. Woede maak dood. Woede veroorsaak seksuele probleme in die huwelik. Veral hierdie toeklap woede reaksie wat na binne draai. Weet jy loop daarmee, en die lippe is 'n bietjie dik, en die mond is dik, en daar is soos die Engelsman sê, no speaking terms. Ons praat nie. En my maat het iets verkeerd gedoen, en ek is kwaad vir hom of vir haar. En ek loop met daardie kwaaie reaksie in my binneste, ek gaan daarmee binne in die slaapkamer in vanaand. En die gevolg is 'n onvervulde huwelikslewe en 'n onvervulde sekslewe, wat op sy beurt allerhande ander probleme bring. Verhoudingsprobleme, hierdie toeklapreaksie, mense sien dit, vriende. Jy besef dit nie.
maar hulle sien jy is onvriendelik. En as jy praat, jou stemtoon, jou gesigsuitdrukking, jou liggaamstaal sê, ek wil nie met jou vriendelik wees nie. Ek wil nie geselskap hê nie. En mense vermy jou. Verhoudingsprobleme. Maar ek kom by die derde, by die laaste gedagte. Is daar 'n oplossing vir die woedeprobleem? En ek dank die Here dat ek vanaand vir jou kan sê, daar is 'n antwoord. Daar is 'n oplossing vir jou woedeprobleem. Ons lees in Efesiërs 4 vers 31. Alle woede, toorn en geskreeu moet van julle verwyder word. Daar is 'n moontlikheid dat jou woedeprobleem uit jou uitgehaal kan word, dat dit van jou verwyder kan word, dat dit van jou weggeneem kan word, sodat jy nie meer hierdie probleem sal hê nie. En ek wil graag stappie vir stappie vir jou nou neem. Hoe kan ek van hierdie woedeprobleem ontslae raak? Nommer 1, erken dat woede en toorn in enige van sy ongeregverdigde vorms 'n sonde is. Erken dat toorn en woede in enige van sy ongeregverdigde vorms 'n sonde is. Jy sien, erkenning is die grootste probleem, moet 'n mens sê. Mense misken hulle probleem. Hulle lewe in daardie wêreld dat hulle het nie 'n probleem nie, terwyl hulle 'n groot woedeprobleem het. Hulle leef in ontkenning, hulle leef in miskenning. En is die eerste stap as jy moet erken, ek het 'n probleem. Dan kan jy gehelp word. Die Here Jesus het in die bergpredikasie gesê, Matteus 5 vers 22, maar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir sy broeder, let mooi op, sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. Ja, daar gaan 'n oomblik plaasvind, kom vir kinders van God, waar ek verantwoording gaan doen, waarom ek kwaad was vir my broer, sonder rede kwaad was. En as hy sê, sonder rede kwaad was, wat beteken dit? Geen mens is sonder rede kwaad nie. Maar as jy sonder rede kwaad is in hierdie konteks, beteken dit, as jy oor 'n geregverdigde vorm, alle kwaad in sy ongeregverdigde vorms nie kwaad word. Miskien moet ek my net bietjie beter uitdruk. As jy kwaad word wanneer die eer van God aangetast word, as jy kwaad word wanneer iemand mense nakom en beledig, dan is dit 'n geregverdigde vorm, dan is dit 'n rede om kwaad te word. Maar as die kwaad jou aangedoen is, het jy nie rede om kwaad te wees nie. Dit leer die Bybel. Ja, die Bybel leer vir my, as ek vir mense sonder die geregverdigde redes kwaad is, sonder rede, dan gaan ek verantwoording doen. Erken dit voor die Here. Erken dat dit sonde is. Luister, vir sonde is daar 'n oplossing. Maar die oomblik wanneer jy sê, wel, dit is een of ander genetiese afwyking, dan erken jy nie dat dit 'n sondeprobleem is nie. Dan sê jy, maar is my pa se skuld, is my ma se skuld. Dit was in hulle gene, dis ook in my gene. En dis om net hierdie genetiese afwyking, en daarom, jy weet, is eintlik nie my skuld nie. Jy pas eintlik hierdie probleem aan. Maar as jy op die punt kom waar jy verantwoordelikheid neem oor jou dade, en waarin jy sien dat die ding woed in my woede, en jy erken dit, dan sê ek vir jou, daar is 'n antwoord vir jou. Daar is 'n oplossing vir jou. Daar is 'n oplossing vir 'n sondeprobleem. Die tweede, vra die Here om die probleem op te los.
Vriende, die Bybel sê God spesialiseer in die vergewing en verlossing van sonde. 1 Johannes 1 vers 7, die bloed van Jesus Christus reinig van alle sonde. 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Efesiërs 1 vers 7, in hom, in Jesus, het ons die verlossing deur sy bloed. Hy kan jou vergewe, hy kan jou verlos, hy het al vir soveel mense in die verlede gedoen, hy kan dit vir jou ook doen. Glo dit, my vriende, erken dat dit 'n sonde is en vra die Here in geloof om jou daarvan gesond te maak. Vra van die Here om jou daarvan te verlos, dat dit van jou verwyder sal word, soos die woord sê, alle woede moet verwyder word. Derdens, vergewe alle ander mense wat onsensitief, onbedagsaam, onheilig, onregverdig teenoor jou opgetree het. Voordat jy jou woede probleem reg kan hanteer, moet jy dalk eers vergifnis gee vir so baie ander mense wat kwaad aan jou gedoen het. Jy het waarskynlik nie kwaad aan hulle gedoen nie, maar hulle het kwaad aan jou gedoen. En toe begin jy met hierdie vlam hier binne, woede, want jy vergeef hulle nie. En jy dra dit vir jare. En ek wil vra dat dit vanaand sal stop. Dat jy op die punt sal kom waar ek sê, vanaand vergewe ek al die mense in my verlede, wat onregverdig teenoor my opgetree het. Almal wat my seer gemaak het, almal wat my te nagekom het, almal wat my kwaad gedoen het. Ek wil vir jou vra, my vriend, luister, doen jouself 'n guns. Vergewe ander. Toe Jesus uitgeskel is, het hy nie terug uitgeskel nie. Toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie. Maar hy het gesê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jy hoef nie so te voel om te vergewe nie. Jy neem eenvoudig net 'n wilsbesluit en jy vergewe. En as die Here sien, jy wil help jou om te vergewe. Maar dominee, kan hy mense nie vergewe nie? Die woord sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Hy sal my help om te vergewe. En ek wil vanaand vir jou vra, wie is daar in jou verlede wat jy moet vergewe? Dit kan so ver teruggaan tot in jou ouerhuis. My pa, my ma, my broers, my susters, jou onderwyser, onderwyseres, jou sportafrigter. Wie moet jy vergewe? Jou kollega wat saam met jou werk, die taxi-bestuurders. Wie moet jy vergewe? Want hier is 'n wrokkie winne. Politieke leiers met al hulle foute. Wie moet jy vergewe? Jou predikant, jou pastoor, jou ouderling, jou diaken, wie moet jy vergewe? Jou dosent. En ek wil jou vanaand vra, neem 'n wilsbesluit en sê, Here, help my. Ek vergewe hierdie mense vanaand. Die 4de stap, vra die Here om hierdie verkeerde toorn in jou te vervang met 'n heilige, geregverdigde, verontwaardigde toorn. Wat sal kwaad word wanneer die eer van God aangetast word? Wat sal kwaad word wanneer ander mense benadeel word? Wat sal kwaad word oor Gods lasterlike dinge? Dit vra dat die ou self moet sterwe. Jy sien, eintlik is dit een van die groot probleme, die selflewe, die selfbeeld, die ek. En as ek net in 'n swak lig gestel word deur enigiemand, en as ek kwaad, daardie self moet sterwe, sodat ek hierdie geheiligde toorn kan kry. 5dens, volg Bybelse riglyne in gespanne situasies. Moenie dink, vriende,
dat daar nie 'n versoeking sal kom om weer en weer en weer kwaad te word nie. Daar sal altyd 'n versoeking van die duiwel wees. En daardie versoeking kom na ons almal toe, dit kom na my toe, dit kom na almal toe, om kwaad te word. Maar hoe tree ek op, wanneer hierdie versoeking kom, en wanneer die situasie gespanne word? Daar is sekere Bybelse reëls, die woord sê, moenie hard praat of skree nie. Ja, dit staan in Spreuke 15 vers 1. 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af. En dan tweedens, indien daar enige ongelukkigheid ontstaan, moet dit dieselfde dag nog opgelos word. Dit is 'n Bybelse voorskrif. Efesiërs 4 vers 26, laat die son nie ondergaan oor jou toorn nie. Derdens, moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Moenie sê, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Hulle het dit aan my gedoen, ek gaan dit aan hulle terug doen. Moenie dit sê nie. Die woord sê in Hebreërs 10 vers 30, Jesus sê, aan my kom die wraak toe. Ek sal vergelde, spreek die Here. Daar is 'n God wat alles sien, en die wraak kom hom toe. Om wraak te neem, om terug te kry, dis God se prerogatief, dis sy reg. Hy sal vergelde. Gee dit alles oor aan hom wat reg doen. Terwyl die Here Jesus beledig is en fisies, liggaamlik gelei het, het hy hierdie teks Hebreërs 10 vers 30 uitgelewe. Die Bybel sê, hy het dit oorgegee aan God, wat regverdig oordeel. Het jy rumeur of 'n woedeprobleem, bring dit vanaand na die kruis toe. En hom met ons die verlossing, deur sy bloed. 'n sekere man, en dis 'n ware verhaal, het hom koelbloedig geërf vir 'n kat. Hoe koelbloedig het hy kwaad geword, en hy het daai kat gegryp, en het sy stert in 'n brandbare materiaal gesit, 'n soort olie wat gebrand het, en het sy stert aan die brand gesteek. En van pyn het daai kat gehardloop na die skuur, en waar die voer van daai boer se beeste in weggeber is, en daai hele skuur het aan die brand geraak, en daai kat het gehardloop van die een gebou na die ander gebou, en so ver hy met hierdie stert wat brand gehardloop het, so ver het hy die gebou aan die brand gesteek. Woede veroorsaak rampe. So sê die woord van God. Ek onthou dat my eie moeder by geleentheid getuig het. En dat sy voor mense in die kerk gaan staan het in Kroonstad waar ek groot geword het, en vir hulle gesê het, ek in die Here vertrou om my te verlos van 'n humeur. En ja, alhoewel ek te klein was om werklik my ma se humeur te kon belewe, sy is 'n innemende, saggeaarde mens tot vandag toe. Moses het 'n woedeprobleem gehad. As jy sy geskiedenis bestudeer in die Bybel, het hy woede-uitbarstings gehad. En die feit dat hy die rots geslaan het, was 'n woede-uitbarsting, en nie aangeraak het soos God gesê het nie. En dit het gemaak dat hy nie die beloofde land ingaan nie. Maar tog het die Here God uiteindelik vir Moses verander, sodat daar staan dat hy die mees sagmoedigste mens op aarde was. God kan 'n mens wat 'n meer probleem het verander. Kom na hom toe. Daar is verlossing. Amen.